Goed, ons kyk dan nou in hierdie opname na die tweede gedeelte van Jakobus hoofstuk 1, wat gaan oor die daders van die woord, en ons lees daar vanaf vers 19 tot en met vers 27. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees vir in hulle verdrukking te besoek, en julle vlekkeloos te bewaar van die wêreld. So goed, kom ons gaan breek nou net hierdie gedeelte af, en ons kyk, wat is hierin opgesluit vir ons, wat vir ons nodig is, om dieper te verstaan. Wanneer ons met die woord werk, is dit altyd belangrik om nie net na die Afrikaanse ou vertaling te kyk nie, maar probeer om so naby as moontlik te kom aan die oorspronklike vertalings, en onder andere die King James version is waarskynlik die naaste aan die oorspronklike vertaling, en dan is die betekenis van sekere beskrywings of woorde, soos wat hy in die oorspronklike vertaling voorkom, oënskynlik as 'n mens dit na Afrikaans toe vertaal, dan het dit nie noodwendig die betekenis soos wat dit bedoel was in die skrif nie, en daarom het 'n mens nodig om 'n bietjie navorsing te doen en dieper insig te bekom om te verstaan wat presies elke woord beteken. So kom ons kyk dan nou van vers vir vers vanaf vers 19 af. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig. So 3 goeters. Die eerste ding is gou om te hoor. Nou, dit klink amper asof die skrif probeer sê, jy moet vinnig luister. Nee, dis nie wat hy sê nie. Wat gou om te hoor beteken, jy moet altyd meer gewillig wees as dit kom met die dinge van die koninkryk van God. Dan moet 'n mens altyd meer gewillig wees om te luister. En daai luister is nie, daar's 'n verskil om skrif te hoor en te verstaan in die sin dat jy verstaan die sins samestelling, jy verstaan wat jou aanbetref presies wat die skrif vir jou sê, maar jy het nog nie jou tyd gebruik om die geestelike betekenis van daai woord reg te verstaan nie. So kom ons kyk, hy sê gou om te hoor. En as ons dan die skrif vat in Markus hoofstuk 4, Markus hoofstuk 4 vanaf vers 26 tot 29 gaan oor die saaier wat die saad in sy hart saai, wat nou natuurlik die woord is. Die woord van God is die saad, ons saai dit in ons harte, en dan sê hy, nou moet daar tyd verloop, vandat die saad in my hart geval het, moet ek geduldig wag vir hierdie saad om in my hart te ontkiem en om wortel te skiet, om die halm uit te stoot uit die grond uit, aar wat uitstoot uit die halm uit, en dan totdat daar vrug aan die einde van die aar is van daai koringkorrel wat aanvanklik in jou hart gesaai was. En weer eens, ons het nou al baie hieroor gepraat, gaan kyk na Markus hoofstuk 4 oor die gelykenis van die saaier, en dan spesifiek na vers 26 tot 29, want dit is die 4 verse wat enige gelowige se geloofslewe geweldig impakteer as jy daai paar verse reg verstaan. So wat gebeur? Ons sit die saad, ons vat die woord en ons sit dit in ons harte, en nou moet ons geduldig wag, en daarom sê hy,
gou om te hoor. En daai gou om te hoor is as jy moet hoor en hoor en hoor en hoor totdat jy seker is. Dit wat jy hoor is dit wat die Heilige Gees het bedoel het met die woorde wat in die Bybel opgeteken is. So, en dan sê hy die tweede ding is stadig om te praat. Want as jy nie gaan tyd spandeer om te hoor nie, dan gaan jy praat voordat jy die dieper in kennis of dieper insig het van wat daar geskryf staan. So, daarom sê hy, moenie soos meeste leraars of meeste Christene, net sommer net versies quoteer en sê, daar staan dit geskrywe en daar staan dat geskrywe, voordat jy nie 100% seker is wat is die geestelike betekenis daarvan nie. So, vinnig praat is gevaarlik, want partykeer vat mense 'n skrif en dan omdat hulle nie die dieper insig gekry het nie, dan interpreteer hulle die bedoeling van die woord verkeerd en dan dra hulle dit verkeerd oor en dan mislei hulle mense. En dit is waaroor dit gaan om stadig wees om te praat. En dan laastens, stadig om toornig te word. Die Engelse vertaling praat van violent passion or covet. Nou, wat is covetousness? Dit is begeerlik en die woord kan baie maklik geïnterpreteer word om jou eie persoonlike begeerlikhede te bevredig. En daar is so baie skrifte wat deur valspredikers verkeerd aangebied word, dat 'n mens, en ons almal ken mos nou al die slaggate van die welvaartsleer, mense wat byvoorbeeld die skrif in 2 Korintiërs 9 van, hy wat spaarsaamlik saai sal spaarsaamlik maai, en dan vertolk hulle die saad daar as geld, en dan sê hulle, so hoe meer geld jy in die koninkryk insit, hoe meer gaan God jou finansiëel seën. En dit is dood eenvoudig net nie wat in daai skrif opgeteken staan nie. En daarom, as jy dink dis wat daar staan, dan het jy presies die fout gemaak wat hierdie vers sê. Jy moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Die toren waarna hy hier verwys, is aan die een kant, jy spreek toren oor mense, wanneer jy die woord valslik vir mense aanbied, en jy bring toren oor jouself, wanneer jy die woord van God nie tyd neem, dat die geestelike betekenis in jou gestalte verkry, voordat jy vir ander mense hierdie woord aanbied nie. Goed so, want die toren van 'n man, met ander woorde, die toren wat ek oor myself bring, en omdat ek te vinnig my opinie lewer oor wat die skrif sê, bring ek 'n toren oor my, en ek bring 'n toren oor ander mense, en dan sê hy, want die toren van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. So daai violent passion en die covetousness, die begeerlikhede wat ek wil so vinnig, nou weet ek wat hierdie woord, en nou moet ek dit net uitspreek, en ek moet dit net, en as ek dit doen, dan bewerk dit nie die geregtigheid voor God nie. Met ander woorde, die enigste manier hoe ons by die geregtigheid uitkom, is om gou te wees om te hoor, stadig om te praat, en stadig om toornig te word. Vers 21, daarom doen afstand van alle veiligheid. Nou wat beteken die alle veiligheid? En dis hoekom het nodig is dat 'n mens net 'n bietjie gaan kyk na die Engelse vertaling ook. So alle veiligheid beteken moral wickedness. Moral wickedness. Hy sê daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. En boosheid beteken mos nou evil, en dit gaan oor die manier wat die vyand die woord van God vat, en hy verdraai dit na 'n valsheid toe, of na 'n dwaallering toe, en dan is dit boos. Waarheid is goed,
en dwaallering is boosheid. En daarom sê hy, verwyder dit. En dan om dit te verwyder, het ons nodig, soos wat vers 19 sê, gou om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Dan die tweede gedeelte van vers 21 sê, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. So wat is die ingeplante woord? En dan vat dit my weer na Markus hoofstuk 4 toe. Wat is die ingeplante woord? God se woord moet ingeplant word in jou hart. Dis 'n plantproses. En ek wil dit nou maar net nog 'n keer sê, want mense besef nie die absolute belangrikheid en die waarde van om dit reg te verstaan, om te sê, wat beteken dit om die ingeplante woord te ontvang met sagmoedigheid? Wat is sagmoedigheid? Jesus het gesê, ek is nederig en sagmoedig van hart. Wat beteken? Jesus het gesê, ek gaan my hart sag maak vir God se woord en God se instruksies. En Jesus het dit baie duidelik gestel toe hy op aarde was en sy bediening na die mens toe gebring het. Het hy alles wat hy na die mense toe gespreek het in preke en in alles wat hy in dade en alles wat Jesus gedoen het hy gesê, ek doen niks uit myself nie, maar alles ontvang ek van my Vader. So, dit is duidelik dat Jesus sê, sy Vader het uit die hemel uit vir hom al hierdie woord gegee. Hy het dit met 'n sagmoedige hart ontvang, wat beteken hy het nie een ding wat sy Vader met hom gedeel het, verwerp nie. Hy het dit net dood eenvoudig nie, hy het nie sy eie wil probeer uitoefen nie, hy het nie probeer om sy Vader te oortuig dat dit wat hy sê verkeerd is nie. Die naaste wat Jesus aan gekom het om sy Vader nie eers te bevraagteken nie, maar net om seker te maak hy hoor hom reg, was net voordat hy gekruisig is, het Jesus 3 maal vir sy Vader gebid en gesê, en dit het maar gegaan om te sê, as dit moontlik is, dat hierdie beker by hom sou kon verbygaan, en dan het hy afgesluit elke keer, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So, Jesus is die volmaakte voorbeeld van sagmoedigheid, en daai sagmoedigheid is die beeld van iemand wat saad saai in 'n land. Wat doen hy voor hy die saad saai? Dit maak mos nie sin om op 'n klipperige of op harde grond of op onverwerkte grond te gaan saad probeer saai nie. Dis logies dat die saad nie sal in die grond kan ingaan en kan wortel skiet of niks nie. So die sagmoedige ingesteldheid is om te sê, en elkeen van ons moet voor God gaan staan en sê, Here, ek maak my hart oop vir u. Ek gaan niks uit myself uit, of by 'n man, of by enige iemand gaan ek vat, en sê ek nie weet, dit is u woord wat u vir my gee nie. En ek wil net, en ek wil dit vandag sê, moenie menslike opinies vat nie, moenie geestelike boeke lees nie, moenie eers na mense se stories luister, of wat ook al nie. Al wat nodig is die woord van God, want daar's krag in die woord tot lewe vir u en vir my. So, ek kan dit nie meer ernstig stel, dat bly weg van kom ons noem dit dan nou, Christelike vermaak. Ek noem dit sommer Christian entertainment, want Christelike vermaak is omdat ons half gebreinspoel is in die era waarin ons leef, is as jy iets wil weet van iets, dan gaan kyk jy op YouTube. Of as jy iets wil weet van 'n ding, dan doen jy navorsing op die internet. En so is dit, wil ek amper sê, dit is in terme van die geestelike, is dit die een ding wat ons nie kan doen nie, is as ons kan God nie leer ken deur na 'n klomp
mense se opinies te luister of daarna te kyk nie. Want die woord van God is al wat ons nodig het om hom te leer ken. So, ons is dan nou by die punt waar ons sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Hoekom sê hy ingeplante woord? Want woord word geplant. Hoe weet ons woord word geplant? Want woord is saad. En as jy my nie glo nie, dan gaan jy nou maar weer 'n keer terug na Markus hoofstuk 4 toe, en dan sal jy in Markus 4, en ek gaan nou net gou vinnig na Markus 4 toe blaai, en dan gaan ek gou die vers aanhaal. Markus 4 vers 14 sê, die saaier saai die woord. So wat is woord? Die hele woord van God is saad. En dan waar moet jy dit saai? Hy sê, net in vers 15, sê, en dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat waar gesaai is, in hulle harte gesaai is. Waar saai 'n mens die woord? In jou hart. Daarom moet jy jou hart oopmaak, jou hart sag maak, berei die grond reg voor en sê vir die Here, Here, kom sit asseblief vir my die waarheid in my hart. En ek is bereid. En nou, kom ons maak net klaar met die beginsel van saad saai. Saad kan nie in die natuurlike. Ek weet nie of jy al ooit gesien het, mens sit vandag die saad in die grond en vanmiddag of môreoggend dan pluk jy vrugte van daai saad af nie. Wat beteken dit? Daar is 'n tyd wat moet verloop vandat jy die saad gesaai het voordat jy die vrug kan sien van daai saad. En nou wil ek vir jou sê, die ander ding wat jy moet verstaan is vrug is nooit enige iets anderster as die opbrengs van die saad nie. Jy kan maar dit gaan lees, Markus 4 vers 29 sê, dat sodra die vrug daar is, dan steek die een wat die saad gesaai het, die sekel dadelik in, want hy wil nou die vrug afoes. Die vrug is die opbrengs van die saadkorreltjie wat jy gesaai het, wat vir jou 'n hele trossie saad gee aan die einde van die aar, van hy noem dit die volle koring in die aar, is dan dit wat jy gaan oes. Goed. Hy sê, want dit is 'n baie belangrike punt, die laaste gedeelte van Jakobus 1 vers 21, die laaste gedeelte sê, wat in staat is om julle siele te red. Kan u sien dat redding is nie 'n goedkoop doodeenvoudige besluit wat jy geneem het iewers in jou stap. Iewers langs die pad van jou lewensbaan het jy iewers 'n dag, het jy 'n ontmoeting met Christus gehad, jy het hom aangeneem en nou sê dit vir jou, okay, ek is gered nie. Want dan moet ons aanvaar dat hierdie skrif wat hier staan is nie die waarheid nie. Wat sê? Laaste gedeelte van vers 1, en hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. So wat het jy nodig om jou siel te red? Die ingeplante woord. En dit is nie 'n vinnige gou die net 1 of 2 versies lees of die hele Bybel gou vinnig deurlees en nou het jy die ingeplante woord nie. Dit is 'n lewensproses. Dit is 'n konstante lewensproses waar jy elke dag van jou geestelike lewe saad in jou hart moet plant. Goed. Dan ons nou by vers 22 en dan sê hy, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Goed. Nou dis nou die kortpad antwoord vir word daders van die woord en nie net hoorders nie. Nou beteken dit, alles wat ek lees, moet ek nou in die natuurlike gaan toepas. Ek moet nou net, ek hoor 'n ding, en nou gaan ek en dan gaan doen ek dit. Dit is nie wat daders van die woord beteken nie. En kom ons kyk net 'n bietjie naderby, oor wat is die verskil tussen die vals daders van die woord en die ware daders van die woord. Goed, nou sê hy, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want weet jy wat, die ou wat net hoor,
en nie 'n dader van die woord is nie, gaan bedrieg word. Jy gaan bedrieg word, want jy gaan die woord van God verkeerd interpreteer en jy gaan, dit gaan jou bedrieg en jy gaan die woord verkeerd aanwend in jou eie stap saam met die Here. So wat is 'n dader? Dis iemand wat die woord werk. Iemand wat die woord werk die hele tyd. Die woord sê 'n sekere ding en ek en jy moet dit in dade moet ons die woord werk en werk. Ons moet deurwerk en deurwerk en deurwerk totdat jy kom tot die volle betekenis en die dieper insig van daardie woord. En voordat jy dit nie gekry het nie, dan het jy nog nie die woord nie. So kyk gou saam met my na Matteus hoofstuk 7 en dan gaan ons daar net na 'n paar verse kyk oor wat is 'n dader van die woord. Matteus 7, maklik om te onthou, Matteus 7 vers 7. Maklike skrif om te onthou. Matteus 7 vers 7 sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want, nou is ek by vers 8, elkeen wat bid, ontvang en hy wat soek, vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Kom ek verduidelik gou net die beginsel. Hy sê heel eerste bid. Wat beteken die bidgedeelte? Die bidgedeelte gaan oor, jy moet die Heilige Gees, wanneer jy met die woord van God werk, wanneer jy 'n daad doen van die woord, met ander woorde, jy werk met die woord, drieledig, soek, bid en klop. Nou bid, voordat jy begin soek, moet jy eers bid en vir die Heilige Gees vra, dat hy vir jou sal help, om die insig van die woord te kry, soos wat God dit bedoel het. En dan het ons nou al 'n paar keer, en ek weet ek spring 'n bietjie rond, maar ek dink net, 'n mens moet verstaan, dat daar is 'n manier hoe ons met die woord moet werk. So kom ons kyk net gou na 1 Korintiërs 2, wat sê, hy sê, vanaf vers 1 Korintiërs 2, vanaf vers 12, hy sê, ons, met ander woorde, gelowiges het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hoe weet jy wat God jou uit genade geskenk het? Deurdat jy die Heilige Gees vra om vir jou die woord te openbaar, om vir jou te wys wat God jou geskenk het. Dan vers 13, 1 Korintiërs 2 vers 13. Daarvan spreek ons ook nie met woorde van wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons die geestelike dinge met die geestelike kan vergelyk. Ek wil vir jou vandag sê, jy moet dit vat. Jy kan nie die woord van God vleeslik interpreteer nie, of met jou natuurlike mens. Luister vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die hele skrif, die hele woord van God moet geestelik beoordeel word. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy kan dit nie vleeslik of natuurlik beoordeel nie. Goed, ek is nou terug. So wat doen ons? Ons vra die Heilige Gees, wanneer ons met die woord werk, vra ons vir die Heilige Gees, help ons om te verstaan wat is die geestelike betekenis van elke stukkie woord waarmee ons werk. Maar daar moet 'n soeke wees, want saam met die bid moet jy nou soek. Hoe soek 'n mens? Die skrif van God is het werk met heen en weer verwysing van skrifte, en hoe meer 'n mens met die woord werk, hoe meer doen jy kruisverwysing. Die evangelie, hierdie evangelie verwys na daai evangelie, hierdie evangelie verwys na Jesaja, Ou Testament, of Psalms, of Openbaring, of waar ook al. Want die woord van God is 'n verborge woord. En dit is 'n ander ding wat min mense verstaan. Die hele woord is verborge.
Wat beteken? God gee vir ons die woord, dit lyk vir die natuurlike mens soos voor die hand liggende skrifte, maar die hele skrif wat vir ons ingegee het is verborge, en vir my om jou om dit te verstaan, kan ons dit net alleenlik verstaan as ons die Heilige Gees gaan vra om dit aan ons te openbaar. Daar's net nie 'n ander manier nie. So, en dan die laaste ene is klop. Die klop is Here maak oop, Here maak oop, Here maak oop. En wanneer jy met die woord werk, moet jy die heeltyd 'n ingesteldheid hê dat die Here vir jou moet oopmaak. En weet jy hoe werk klop partykeer? Klop is partykeer nie die eerste keer wat jy aan 'n deur klop, gaan die deur oopgaan nie. En dit gaan ook nie noodwendig wees dat daar iemand is wat die deur nou op hierdie stadium vir jou gaan oopmaak nie. En dan kom jy terug 'n paar dae of 'n paar weke later, dan kom klop jy weer. Jy gaan weer na God en sê, Here, ek het nog steeds nie die insig van hierdie skrifgedeelte nie. Dan lees jy, dan klop jy weer aan daai deur en jy sê, Here, maak hierdie deur, hierdie spesifieke vers of hierdie spesifieke skrifgedeelte, maak dit nou vir my oop. En dan as hy dit dan nog nie doen nie, dan kom jy weer 'n keer. En elke keer wanneer ek met woord werk en ek mag miskien 5 keer gekom het na dieselfde skrif toe en die 6de keer as ek klop, dan maak die Here die deur vir my oop. En dan kry ek die openbaring en dan is dit 'n geweldige deurbraak in 'n mens se stap saam met die Here is wanneer hy die woord vir jou oopmaak. Goed. Ek is terug in Jakobus 1. Hy sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, ek is vers 23, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en hy gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Een van die gevaarlikste goed van die woord is, moet dit nie op 'n natuurlike manier probeer interpreteer nie. Want jy gaan dit gaan nie in jou hart in kan gaan op daai manier nie. So ek het 'n beeld, hierdie spieël waarvan hy praat, is nie 'n spieël nie. Dis die Engelse vertaling praat van 'n glass darkly. Met ander woorde, skus nou my Engels, maar dis soos 'n tinted window. Nou, hoe werk 'n tinted window of 'n glass darkly? Hoe lyk dit as jy van buite af staan en kyk? Wanneer jy by 'n donker venster, mense baie keer kry 'n mens geboue wat glasvensters het, maar die venster dis 'n donker getinte venster wat 'n spieël van jouself gee as jy nou na daai venster sou kyk. En hoe verder jy weg staan, hoe duideliker sien jy jouself in daai spieël, die venster wat jou self reflekteer. Maar hoe nader en nader jy aan daai venster beweeg en later aan teen die venster kom staan en jou hande bak hou daar waar jou oë is by daai venster en kyk binne toe, dan kan jy begin sien wat gaan binne-in aan. Maar as jy op 'n afstand staan en kyk na daai venster, het jy nie 'n idee wat binne in daai gebou aangaan nie. En dit is die beeld wat die Here hier gebruik, wat Jakobus hier gebruik. Jakobus sê, jy moet diep insien. Jy moet sorg dat as jy met die woord werk, moet jy nie die woord na jou persoon toe reflekteer, asof jy iets wil hê, die woord moet iets vir jou beteken in terme van, jy moet nou 'n beter Christen word, en jy moet die woord jy moet jouself spieël met die woord, sodat jy kan kyk hoe 'n goeie Christen jy kan word nie. Dit is nie die bedoeling gewees nie. Die woord is nie daar om jou en my die Engelsman te sê, te elevate, om soos Christus te lyk nie. Ons sal nooit ooit soos hy kan lyk nie. Dit is om hom te leer ken vir wie hy is
en sodat hy ons geesmens, nie ons natuurlike mens nie, want dis die grootste fout wat Christene maak, is hy probeer 'n goeie Christen word. Hy kyk na Christus, hy kyk na God se woord, en nou probeer hy net al hoe beter en al hoe beter wees as 'n Christen. Hy probeer Christus reflekteer met sy natuurlike mens, en jy kan dit nie doen nie. Want jy gaan A, jouself teleurstel, en B, jy gaan 'n klomp mense om jou teleurstel. Dink nou maar net aan jou huisgesin. Jy kan probeer daar buite 'n mooi gesiggie voorhou oor hoe oulike Christen jy is, maar jou mense in jou huis ken jou vir wie jy is. En daarom wil ek die spanning van jou afval om te sê, moenie probeer dat Christus jou natuurlike man of natuurlike vrou wees verander in sy beeld nie. Hy wil jou geesmens bou in die lig van wie hy is. Met ander woorde, ons moet eenvormig word met Christus geestelik. En daarin is daar niks wat mense na kan kyk en kan sê, o, daar loop 'n mooi of 'n groot Christen nie. Ons is nie hier om mense met Christenskap te beïndruk nie. Ons is hier om mense te disipel, om Christus te leer ken en hulle geesmens te verander in die beeld van wie Christus is. Dis hoekom die mens was geskape in die beeld van God. Wat is daai beeld? Dit is 'n geestelike beeld gewees. Dit het niks te doen gehad met hoe ons voorkoms lyk en hoe ons dit of dat of doen nie. Goed. Wil u weet hoe om diep in te sien in die woord, dan moet jy nader aan die woord staan elke dag van jou lewe. En ek wil vandag dit so duidelik as moontlik probeer stel. As jy nie ten minste 'n uur of 2 op 'n dag met die woord tyd spandeer nie, het jy nog nie naby gekom aan diep insien. Hierdie woorde wat ons kry in vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Jy sien die dader van die werk. Wat is die werk? Jy moet met die woord werk. Jy moet die skrif deurwerk en deurwerk en deurwerk en deurwerk, en jy moet vir bid en soek en klop. Jy moet vir Christus vra, Here, maak u woord vir my oop. Heilige Gees, wys vir my die geestelike betekenis. Here, help my om nie hierdie goed natuurlik te probeer interpreteer nie, en laat die Heilige Gees iets in jou werk om die geesmens wat gewederbaar is. Hoekom is ons gees gewederbaar as ons nie met ons gees God probeer ken nie? Ons is geestelike mense saam met natuurlike mense. Moenie fokus op die natuurlike mens nie, fokus op die geestelike mens. Want kom ons wees eerlik met mekaar, as jy vir een of ander onverklaarbare rede tot die konklusie gekom het, dat jy God moet behaag vanuit jou vlees uit, dan het jy dit heeltemal misgevat, en jy gaan dit nooit reg kry nie, en dit gaan op 'n stadium vir jou so 'n frustrasie word, want jy gaan die heeltyd voel, ek stel God te leer. En die enigste rede of wete wanneer ek God teleurstel, is as ek weier om tyd met hom te spandeer en hom te leer ken en toe te laat dat sy gees my gees in lyn bring met wie hy is. Dis al. Ons verkondig Christus en dis dit. Ons verkondig nie onsself nie, ons verkondig nie ons goeie Christenskap nie, ons verkondig nie werke wat mense beïndruk nie, ons leer God ken deur sy woord en ons help ander om dieselfde te doen. Goed. En dan sê hy, want wanneer ons dit doen, wanneer ons dan daders van die werk is, sal ons gelukkig wees in alles wat ons doen. En daar is nie groter vreugde in, en groter geluk in vir 'n man, wat die openbaringe begin sien van God se woord nie. Dit word 'n lieflike wandel met hom, omdat jy hom vanuit 'n geestelike perspektief leer ken en op 'n geestelike manier hom aanbid en met hom 'n verhouding het. Goed. Vers 26. Jakobus 1 vers 26. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is
en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Goed, dis 'n belaaide versie, maar ek gaan dit probeer om dit net te vertolk. Ek lees hom weer. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. So beteken dit dat jy nie godsdienstig moet wees nie. Ja, jy moet godsdienstig wees, maar ons sal nou godsdienst 'n bietjie definieer aan die hand van die woord. Maar hy sê, as jy meen dat jy godsdienstig is, dan is die eerste punt, jy moet stadig wees om te praat, want dit is wat dit beteken om jou tong in toom te hou. Jy moet stadig wees om te praat, hou jou tong in toom, moenie praat van die woord voordat jy nie die insig het van die woord nie, en dit kan maande en jare neem voordat jy sekere woord verstaan. So hy sê, moenie haastig wees om te praat nie, wat beteken, jy moet jou tong in toom hou, want as jy nie jou tong in toom gaan hou nie, gaan jy mislei word deur jou eie hart. Jou eie hart gaan vir jou mislei. Want hy sê in vers 22, hy sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Jy gaan jouself bedrieg met 'n leuen, omdat jy te vinnig gepraat het, voordat jy nie klaar geluister het wat die geestelike betekenis van die woord is nie. En dit is presies wat vers 26 probeer sê. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Die oomblik as jy die woord vat, en jy gaan net, jy lees dit, en nou het jy klaar die betekenis, en jy deel dit met ander en almal om jou, dan sê die woord, hierdie godsdienst is te vergeefs. Jy mors jou tyd, jy mors jou asem. Moenie met God se woord te vinnig beweeg nie. Jy gaan moet wag. Jy gaan moet wag. En ons gaan nou deur Jakobus klaarwerk, en dan lees jy nou in Jakobus 5 vers 7. Gaan lees maar Jakobus 5 vers 7. Jy moet geduldig wees tot die vroeë en die laatreëns. En daarom moenie met God se woord net vinnig, jy lees dit nou en dan jy sommer dadelik die insig nie. Jy gaan dit nie hê nie. Dit gaan, soos ek sê, dit kan, sommige skrifte kan 'n mens dalk vinniger begrip hê, maar die meeste van God se woord vat tyd. So moenie dat jou godsdiens te vergeefs is nie. Ek wil net gou godsdiens definieer. So ons kyk heel eerste na Romeine hoofstuk 12 vers 1. Romeine hoofstuk 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Wat is 'n redelike godsdiens? Dat ek my liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Wat beteken dit? Hoe word my liggaam 'n welgevallige offer? Deurdat ek my liggaam stel tot beskikking van God, dat ek sy woord sal vat en met baie insig en tyd en harde werk en dader van die woord sal word, sodat die woord in my hart kan kom, sodat ek dan, wanneer ek dan die woord ontvang het, ek lewe begin kry uit die woord uit, en dan word ek geheilig deur die woord, en nou is ek voor God welgevallig as 'n offer. Met ander woorde, daai offer beteken, ek offer my lewe op, om God te leer ken, sodat ek ander kan help om God te leer ken. Dit is wat my redelike godsdiens is. Dit is wat goeie godsdiens beteken. Goed, ek is nie klaar met godsdiens nie, so kom ons land godsdiens. Nou is ek terug by Jakobus hoofstuk 1 vers 27. Nou sê hy, reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar
van die wêreld. Nou goed, ek gaan nou daai gedeeltjie vertolk. Kyk gou saam met my na Kolossense 2 vers 16 tot 23. Kolossense 2 vers 16 tot 23. Hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of Sabbat nie. Wat sê hy daarmee? Maar laat niemand jou met dit is mensgemaakte godsdiens. En nou sê hy, laat niemand julle oordeel volgens mensgemaakte godsdiens. Wat is mensgemaakte godsdiens? Spys of drank of betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Wat beteken dit dat die liggaam behoort aan Christus? Die liggaam is daar om Christus, die hoof van die liggaam, te leer ken vir wie hy is. Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Wat is ons prys? Hy sê, al sou hy behaai in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid. Die probleem is, mense kyk na die woord vanuit die vlees uit. Hulle kyk vanuit die natuurlike man, kyk hulle na die woord en dan doen hulle 'n natuurlike interpretasie van die woord en dan bied hulle dit natuurlik aan en dan word dit godsdienstige werke van die vlees. Pas op vir godsdienstige werke van die vlees. Nou, vers 19. En nie vashou aan die hoof nie, die hoof met hoofletters geskryf, Christus, en nie vashou aan Christus nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Wat sê dit vir ons? Ons is verbind tot Christus. Wie is Christus? Christus is die woord van God. Christus se naam is die woord van God. Ons sien dit in Openbaring hoofstuk 19. So, wanneer ons in sy naam werk, dan werk ons met die woord van God. Nou sê hy, ons moet as liggaam, het ons mekaar as liggaam nodig om te sê, hoe kan ons kollektief as liggaam insig kry van die hoof? Met ander woorde, van die woord van God. Wat moet ons doen om insig te verkry van die woord van God? Dis hoekom wanneer ons gemeentebyeenkomste hou, dan is daar nie net een ou wat preek nie, ons is almal deelnemend en elke broer en suster bewerk die woord saam en die manne kom na die gemeentebyeenkoms toe en hulle kom deel wat hulle uit die woord gekry het terwyl hulle met die woord gewerk het, terwyl hulle daders van die woord was in die week. En dan kom ons, wanneer ons dan by mekaar kom as gelowiges, dan deel ons met mekaar wat die verborgenhede van die woord van God. En nou is ons besig om almal mekaar te stig in kennis van die waarheid. Goed, en dan gaan hy verder, vers 20, Kolossense 2 vers 20, wat sê, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld af, wat is die eerste beginsels? Die wet. Hierdie raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan die insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan. Volgens die gebooie en leringe van mense. So, mense het God se wet gevat en dit leringe van mense gemaak. En gesê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, jy moet dit, jy moet dat. Dit was nooit God se bedoeling met die wet gewees nie. En dis nou weer 'n preek vir 'n ander dag. So, ons kan nie nou die wet gaan afbreek nie. Dit is geweldig. Geweldig. Ek kan net byvoorbeeld een gedeelte van die wet vat wat sê, jy mag nie egbreek nie. En nou kan jy sê, daar's die antwoord, jy mag nie van jou vrou skei nie. Maar as jy so eenvoudig vanuit die vlees werk met die skrif, dan is dit wat jy hoor. Maar dis nie wat God bedoel het nie. Wat beteken jy mag nie egbreek nie? Dit beteken, as jy tot God verbind is, het jy net een God. En dit is Jesus Christus. En jy moet jouself in alles wat jy doen tot hom verbind. Daarom kan jy nie die skrif vat en nou bring jy ander goed by en jy bring jou eie evangelie in en jy hoor wat ander mense sê en elke ou het sy eie ou stukkie vleis wat hy in die pot gooi en nou het ons 'n lekker brousel wat ons eet nie. Die woord van God is die woord van God en hy is bestem om baie suiwer onbesmet aangebied te word na die liggaam toe. Vers 23.
Wat is mensgemaakte godsdiens? Gebooie en leringe van mense vers 22, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het. Mensgemaakte godsdiens het 'n skyn van wysheid. Dis skynheilig. Dis nie die wysheid nie. Dis net mensgemaakte wysheid is net 'n skynheiligheid. Dan sê hy in Eie-sinnige godsdiens is om God se woord te vat en homself te interpreteer vanuit jou natuurlike mens en dit aan te bied as waarheid. Dis eie-sinnigheid. Moenie eie-sinnig omgaan met God se woord asof jy die antwoorde het nie, want jy het nie. Jy kan nie die antwoorde aanbied en sy God vir jou dit deur sy Heilige Gees aan jou geopenbaar het nie. Moenie God probeer verteenwoordig voordat jy nie seker is jy weet waarvan jy praat nie. Dan sê hy, hy sê in eie-sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde nie. Wat het geen waarde nie? Gebooie en leringe van mense. Het geen waarde nie. Hy sê maar dit verstrek net tot versadiging van die vlees. As jy God se woord bolangs gaan lees en jy bied dit bolangs aan op 'n natuurlike menslike manier en jy sê vir mense, sien jy daar sê die woord jy mag nie skei nie en jy sê vir daai ou wat van sy vrou wil skei, jy mag nie skei nie, dan het jy heeltemal die boodskap gemis en beteken dit jy kan vir mense sê hulle moet skei, dis nie eers die gesprekspunt nie. Maar weet jy wat ons sê vir mense, as jy nou van daai vrou skei of as jy van daai man skei, gaan jy hel toe. En as dit waar was, dat as ons vir mense sê, as jy durf as 'n gelowige waag om van daai persoon te skei, dat jy hel toe gaan, dan het jy mense mislei, jy het jouself mislei, en dis nie wat God se woord sê nie. Kan jy jou indink, dat ek vir 'n vrou wat haar man slaan haar elke aand pimpel en pers, dat ek vir haar sou gaan sê, weet jy wat, jy moenie van hom skei nie. En 'n hele huisgesin word verwoes deur 'n pa wat die ma verreneweer, die kinders aanskou dit, en dit is absoluut 'n bose kringloop, en die uiteinde daarvan is dat die kinders waarskynlik ook hulle vrouens eendag sal slaan omdat pa vir ma geslaan het. So kom ons probeer nie om die woord van God te interpreteer volgens die natuurlike mens nie, want gaan ons probeer om huwelike te red, natuurlik. Maar weet jy wat, dis belangriker dat die siel gered word. En daarom is dit vir ons nodig om die woord reg te verstaan, want God het gesê dat jy mag nie egbreek nie, toe het hy net een ding probeer sê, en dit is, jy mag nie van God skei nie. Jy as deel van die bruid, kan jou nie van die bruid onttrek nie, want dan pleeg jy egbreek. As jy jou by die valskerk gaan posisioneer, en die valskerk is 'n breë kerk, as jy jou daar gaan posisioneer, dan het jy egbreek gepleeg teen God. Want dit is wat dit beteken. As jy jou tot 'n hoer verbind, en ons weet die Nuwe Testament is vol van hoerery. Waaroor gaan hoerery? Dit het niks te doen dat 'n man met 'n prostituut bed toe gaan nie. Christene moenie met prostituie gaan slaap nie, dis nie wat ek probeer sê nie. Dis nie dat ek nou probeer sê, ag, dis okay nie. Dis nie die punt nie. Die fokus is ons verhouding met Christus. En daarom, wanneer ek en jy met Christus wandel, dan het ons op die einde van die dag, wil ons hom behaag in alles wat ons doen, en selfs in ons natuurlike wandel. Nou wil ek net teruggaan na die skrifgie in Jakobus 1. Jakobus 1, en dan gaan ons net kyk na daai laaste vers 27, wat sê, reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Wat beteken dit? Weduwees en wees te besoek. Wat is 'n weduwee? 'n weduwee is 'n vrou sonder 'n man. Wat is 'n wees? Is 'n kind sonder 'n ouer. En nou sê jy het klaar die antwoord.
Ons moet weeshuise begin en ons moet na die vrouens omsien wat nie 'n man het nie. Ons moet kyk na die vrouens wat nie 'n man het nie. Dis wat hier staan. Dit is absoluut nie wat daar staan nie. So wat staan daar? Wie is die weduwee? Die weduwee is die man en of vrou wat nie deel is van die bruid van Christus nie. Dit is weduwees. Almal wat nog nie deel is van die bruid van Christus nie, wat nog nie met Christus getroud is deur die vrou wat aan Christus behoort nie. Dit is die weduwees. Wat is die wese? Die wese is hulle wat nie 'n hemelse Vader het nie. En die woord van God wil hê. So daar's twee goed vir my rondom 'n weduwee. 'n Weduwee is partykeer iemand wat Christus aangeneem het, maar hy's by die valse kerk betrokke. Met ander woorde, sy's 'n weduwee want sy is nie by die bruid nie. Sy's nie deel van die bruid nie. Sy's ongetroud van Christus. Sy het nou, met ander woorde, sy of hy. En die weeskinders is nie noodwendig 'n klein kindjie nie. Dit kan 'n groot man of 'n groot vrou wees wat nie 'n hemelse Vader het nie. En ons moet mense aan Christus verbind deur die bruid, deel van die bruid te maak, en ons moet mense aan God die Vader verbind, want hulle is verlore in die wêreld. En dit is ons redelike godsdiens. So, wat is ons redelik, want hy noem dit die onbesmette en reine godsdiens. So wat maak my godsdiens rein en onbesmet? Is wanneer ek die woord van God in gees en waarheid leer ken as 'n geestelike waarheid en nie 'n natuurlike menswaarheid nie, en dit dan te vat na mense toe wat enerzijds wese is, met ander woorde, ons stel mense aan Christus voor, en wanneer hy Christus aanneem, nou, en hy laat hom doop, dan ontvang hy die Heilige Gees. Nou is hy nie meer 'n weeskind nie, hy is nou 'n kind van God. En nou dat hy 'n kind van God is, nou moet ek hom begin bedien, nie as 'n weduwee nie, maar as deel van die bruid. Hoe doen ek dit? Disipelskap. Nou begin ek daai persoon in te neem, en ek begin daai persoon met die skrif te disipel, en ek begin om die skrif te leer, en daar is so baie plekke waar jy kan begin. Die manier wat die Here maar vir my gewys het is, ek werk met Lukas, die Lukas evangelie, want dit is die, wil ek amper sê, mees omvattende evangelie van die 4 evangelies, en ek werk met iemand oor tyd, en dit kan ek sê, om net deur Lukas te werk met die skrif, het ek al meer as 'n jaar, het ek al met mense gesit, en daarmee sê ek nie, ek sit elke dag nie, dan kom ons een keer 'n week vir ten minste 2 ure by mekaar, hulle bestudeer 'n hoofstuk, en dan kom ons by mekaar, en dan behandel ons die hoofstuk, en dan werk ons van Lukas 1 af tot Lukas 24, en ons werk die hele woord deur en deur en deur, en soos wat jy met Lukas 1 werk, so werk jy kruis met die woord, en so leer mense God se woord ken. Hulle begin die verborgenhede van die woord beter te verstaan, en dan maak ons van wese, maak ons nou nie meer wees, hulle is nie meer wees nie, maar hulle is kinders van God, en die weduwees is nie meer deel van 'n valse beweging nie, maar hulle is nou deel van Christus, en hulle is deel van die bruid van Christus. En dit is ons redelike godsdiens. En daarom wil ek vir u vra, hou op om kerk te speel. Hou op om die woord van God vanuit 'n natuurlike mens te probeer om die woord van God te interpreteer. En wag en gaan na die Heilige Gees toe en bid en soek en klop totdat jy die insig gekry het. Die geestelike insig van die woord is 'n verskuilde insig. Dit is 'n verborge insig, en net die Heilige Gees kan dit aan u en my openbaar. Ons vertrou die Here saam, dat as een van daai mense is wat nou vandag na hierdie woord luister, en jy het niemand wat jou kan help nie,
dan moet jy kontak maak. Dan moet daar 'n manier wees hoe jy deur hierdie opname by ons kan uitkom, en ons is meer as bereid om met jou hierdie woord deur te werk. Nie net hierdie gedeelte in Jakobus nie, maar die hele skrif, totdat jy op die rots is en totdat jy self by daai plek is waar jy weer iemand anderster kan vat en hom kan leer. Dit was God se model van die begin af. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En dan sê hy, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Jy sien, almal doen net daai eerste gedeelte, maar baie min leer hulle alles wat Jesus ons geleer het. So Vader, dankie dat ek net hierdie woord kan afsluit en maar net weer vandag kan erken, Here, dat ons, as U dit nie aan ons openbaar nie, dan het ons niks nie. Ons kan nie op 'n natuurlike manier na die woord kyk nie, want dan verarm ons onsself, ons bedrieg ons eie harte en ons glo iets wat U nooit bestem het dit moes wees nie. Dankie dat ons op U kan vertrou, dat U sê, U is getrou. U is getrou. Met ander woorde, as ons U raadpleeg, as ons U woord werk en U sê en ons bid dat U vir ons dit sal openbaar, dan sal U dit doen. Somtyds gaan dit bietjie meer tyd vat as ander kere, maar dankie dat U woord aan ons wil openbaar. Ons dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.